Goeiedag, woordskool mense. Ons het so lank klaar ons woordskool gemaak en ek wil graag nou weer afskop. Februarie maand was vir ons nogal 'n baie besige maand, maar dit is lekker om nou weer af te skop waar ons opgehou het met Openbaring en vandag trek ons weg met Openbaring 13 vers 1 tot 10. Nou hierdie gedeelte in Openbaring is baie ingewikkeld om te verstaan, so dit gaan dalk 'n bietjie meer tyd neem as die oorspronklike opnames wat ons gemaak het, maar ek glo dat julle dit baie sal geniet. So kom ons kyk eers gou-gou na die gedeeltes in Openbaring en dan vat ons dit van daar af. Volg dit sommer so op die skerm. Ek gaan net eers hierdie verse deurlees. En miskien gaan ek die eerste gedeelte lees, dan praat ons oor hierdie verse en dan skuif ek na die volgende verse soos wat ons aanbeweeg. Nou goed, Johannes kyk hier en ons kom nou by die baie interessante gedeelte van die draak in Openbaring 13. En hier lees ons dan nou die volgende wat Johannes hierso bespeer. Hy sê en toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings en 7 koppe. Sy horings was daar, op sy horings was daar 10 heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name. Vers 2. Die dier wat ek gesien het, het soos 'n luiperd gelyk. Sy pote was soos die van 'n beer en sy bek soos die van 'n leeu. Die draak het sy mag, sy troon en groot gesag aan hom gegee. Vers 3. Dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was. Maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Vers 4. Die mense het die draak aanbid omdat dit hy is wat die gesag aan die dier gegee het. En hulle het ook die dier aanbid en gesê, wie kan met die dier vergelyk word? Wie kan teen hom oorlog voer? So kom, ons gaan net eers hierdie verse hanteer. Nou ek wil vir gerieflikheidsonthaalwe sal julle sien dat Openbaring Johannes verwys hier na die dier wat uit die see kom, die dier wat uit die land kom. So kom ons praat net hier van 'n seedier en 'n landdier om dit nou maklik te maak. En dan sal ek vir julle die verskille beskryf soos wat ons nou hier aangaan. Wanneer 'n mens kyk na hierdie eerste gedeelte, dan sien jy dat 'n kommentaar, byvoorbeeld die NIV en die meeste ander moderne Bybelvertalings, kom hier na vers 1 byvoorbeeld en dit interpreteer dit dikwels as die slotvers van vers 12. Omdat 'n afdeling of 'n variant van die Griekse vertaling, die King James Version byvoorbeeld, hierdie gedeelte vertaal met ek het gestaan en die ander vertalings het dit verander na hy het gestaan. Nou julle gaan hier kyk, en toe het ek 'n dier uit die see uit sien kom met 10 horings en 7 koppe. Nou hierdie is 'n baie belangrike verskil in interpretasie van die verskillende Bybelvertalings, want die een soos die King James sê ek het gestaan en die ander ene sê en hy het gestaan. So kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie verskille, want die laasgenoemde, byvoorbeeld hy het gestaan, as ons die laasgenoemde vertaling word deur die meerderheid teksgeleerdes verkies, alhoewel die King James Version moontlik die oorspronklike teks sien. So ons kan nou kyk daar later na notas. Maar as die vertaling hy het gestaan, op die strand gestaan, hy het op die strand gestaan, die korrekte vertaling sou wees, dan sou die betekenis natuurlik nou gewees het dat die draak wat nou sy woede op die kinders van die vrou, met ander woorde die kinders van God gerig het volgens Openbaring 12 vers 17, nou op die strand staan om sy volgende instrument, dis nou die dier uit die see uit, op te roep. So dis 'n baie belangrike kontekstuele verskil in interpretasie, want as die teks nou lui ek het gestaan, dan beteken dit, dan sit ons mos nou vir Johannes daar op die strand. En dis 'n visioen wat Johannes sien. Hy het 'n nuwe visioen gesien volgens vers 10, terwyl hy oor die see uitstaar
net soos byvoorbeeld daar in Daniël 7 vers 2. So, dis net belangrik om te sien dat hier 'n verskillende interpretasie is tussen die ou King James vertaling en die ander Bybelvertalings, waar die een sê hy het op die strand gestaan en die ander een sê byvoorbeeld ek het gestaan. So ek dink die mees oorspronklike ene of die ene van ek het gestaan, dink ek gaan meer sin maak soos wat ons nou verder aangaan, maar neem kennis van daardie verskil. Nou, wanneer 'n mens verder kyk na vers 1b hierso, dan sien jy dat die dier, die woord wat hier is eintlik maar net wilde dier. Ek gaan nou nie in op dit nie. En ons is nou al reeds hierso in Openbaring 11 vers 7 was hy beskryf as die ene wat uit die afgrond uit opgekom het. Julle sal ook later sien in hoofstuk 17 vers 8. Nou, dit kan byvoorbeeld, julle sal onthou ons het gepraat van die dier wat uit die afgrond uitkom. Afgrond simboliseer natuurlik hierdie area, hierdie bron van demoniese magte wat teen God gekant is, volgens Openbaring 9 vers 1, Openbaring 20 vers 1 tot 3. En 'n mens kan dit miskien ook eerder sien as hierdie put, waar hierdie demoniese magte na vore kom, eerder as 'n beskrywing van die oppervlakte van die see wat byvoorbeeld onstuimig is, of miskien dalk 'n interpretasie wat dalk daarop kan wys dat dit verwys na mense wat nog nie tot bekering gekom het nie, as jy dan nou Jesaja 57 vers 20 in ag wil neem. So ek dink in 'n mate kan 'n mens dalk ook kyk na hierdie abyss, onthou julle hierdie put of hierdie afgrond wat miskien dalk ook kan dui op hierdie, kom ons noem dit 'n kookpot van nasionale en sosiale lewe. Dis een ou Sweet, is sy naam, het dit nogal op so 'n manier geïnterpreteer. Nou hierdie siening stem ooreen met die Ou Testamentiese beelde van die see as die oorsprong van die sataniese seemonsters. Julle sal onthou die Ou Testament praat van die draak of die Leviathan, of die gekronkelde ene, dis nou wat Leviathan beteken, en Rahab of Raasbek, stormer. Ons lees daarvan in Job 26 vers 12 tot 13, Psalm 74 vers 13 tot 14, Psalm 87 vers 4, 89 vers 10, Jesaja 27 vers 1, Jesaja 51 vers 9 en ook in Jesegiel 32 vers 6 tot 8. So ons sien dat die see is eintlik nou word in hierdie Ou Testamentiese skrifte gesien as die oorsprong van hierdie demoniese mag. Nou die antieke Hebreërs het die see monster mites, as ek dit nou maar so kan noem, gedemythologiseer, om die oorwinning van die Here oor Israel, oor die demoniese magte van die bose uit te beeld, wat in verskeie verskynings gepoog het om die volk van God te vernietig. So as jy nou kyk na daai gedeeltes, dan sien jy dat dit hier eintlik 'n baie groter beeldspraak is van allerlei dinge wat probeer het om die volk van God te vernietig. So ons sien Johannes nou in hierdie later gedeelte, Johannes sien nou later hierdie finale dag van Christus se oorwinning. Sien hy dat daar nie meer enige see of bron van demoniese teenstand teen God en sy volk sal wees nie. Miskien kan ons dalk na hierdie beeldspraak net so 'n bietjie van die hand kyk en ons kan dalk sê dat dis baie interessant dat hy praat van 'n see van demoniese mag. Met ander woorde, dit is oorweldigend, dit is groot en tog oorwin die Here dit aan die einde van die dag. En dan kyk ons na hierdie teksgedeelte en dan sien jy dat Johannes beskryf die dier in woorde baie soortgelyk aan die wat hy byvoorbeeld in Openbaring 12 vers 3 vir die draak gebruik het, die draak wat uit die afgrond, uit die put uitkom en dis meer. Hy het 10 horings, hy het 7 koppe gehad met 10 krone op hierdie horings. Maar dan, hier is 'n bietjie van 'n verskil, hier wat die krone betref, wat moontlike verandering in die draak se gesag verteenwoordig. Nou soos voorheen in ons vorige lesings aangedui of soos in verskeie ander kommentare, moet enige poging om die koppe of die horings as afsonderlike konings of koninkryke ens te identifiseer, dink ek moet ons op hierdie stadium net 'n bietjie
tersyde stel. Ek gaan nou vir jou verduidelik hoekom ek nie dink dat ons nou elke kop en elke horing byvoorbeeld moet probeer interpreteer as een of ander stam of een of ander land of so nie. So ek gaan vir jou nou net my interpretasie of 'n interpretasie daaroor gee. Nou hierdie beeld van hierdie dier met sy horings en sy koppe en so aan, of kom ons praat nou maar van die 7 kop monster, is baie goed beskryf in antieke Sumeriese, Babiloniese en selfs in Egiptiese tekste. En nou onthou nou hierdie 7 kop gedierte waarvan Openbaring nou hier praat. Want jy sal nou, as jy nou 'n bietjie gaan terugblaai in die geskiedenis, dan sien jy afkom op 'n baie silindriese seël wat afkomstig is uit uit 'n plek met die naam van Tel Ashmar. Is 'n antieke Eshuna, en dit is so wat 50 myl noordoos of 'n klompie kilometers noordoos van die moderne Baghdad vandag. En hierdie seël, hierdie silindriese seël wat nou hierdie gediertes op het, kan nou teruggedateer word na 2500 jaar voor Christus. En hierdie seël, hierdie silindriese ding, ek gaan nou vir jou, ek kan nie dink ek het 'n prentjie gekry nie, ek het 'n prentjie oor iets anders gekry, maar nietemin, dit toon twee goddelike figure wat 'n 7 kop monster doodmaak met vlamme wat uit sy rug uit opgestyg het. So dit is 'n baie interessante silindriese seël wat nou hierdie monster basies uitbeeld. Ek gaan nou vir jou 'n prentjie wys. Ek val my nou by, ek het eene. Nou 4 van sy koppe, op die silindriese seël, 4 van sy koppe hang dan nou slap of asof hulle dood is. En dan sien jy daar's 'n spies in die een ou se hand wat die 4de kop tref. So hierdie monster word dan nou doodgemaak. Nou dis net so 'n stukkie uit hierdie geskiedenis van moontlik waar hierdie 7 kop monster beeld vandaan kom. Maar as ek miskien dalk nou vandag die term kan gebruik, ons praat hier van hierdie chaos monster, want dit is wat hy doen. Hy veroorsaak letterlik chaos in die wêreld. Kom ons praat van die chaos monster. En ons kyk na hierdie silindriese seël van Tel Ashmar in die antieke Mesopotamië, wat nou dateer uit 2500 voor Christus. En hierdie seël weerspieël 2 gode wat nou hierdie 4-potige 7 kop gedierte met spiese steek. En 4 van hierdie koppe, soos wat ek nou vir jou beskryf het, is nou lyk vir my dood, en 3 is nog lewendig met uitgestrekte gesplete tonge, en 6 vlamtonge styg uit hierdie monster se rug op, 2 aanbidders en 'n ster in die veld word dan nou ook op hierdie beeld gesien. Nou ek het so 'n prentjie gaan opsoek, en ek wil net vir jou wys hoe hierdie silindriese seël dan nou lyk, want ons kan nou dalk ietsie daaruit leer. Nou as jy nou hier kyk, dan sien jy dat hier staan een of ander figuur met 'n spies. Hy steek hierdie 4de kop steek hy dan nou met die spies, en ons sien dat die ander, hulle is almal dood, maar daar's 3 wat nog lewendig is met hierdie tonge wat dan nou daar uitsteek. En dan hierso lyk vir my ook na een of ander wese of 'n ding wat uitgebeeld word wat hierdie selfde draak dan nou wond, en dan hier is die ster en verskeie ander figure wat ons nou in hierdie silindriese seël sien. Nou, ek dink daar kan aangevoer word, dat wat Johannes nou hier sien in Openbaring, hierdie dier uit die see uit, verbind moet word met die Leviathan van die Ou Testament. Gaan kyk byvoorbeeld daarna op Psalm 74 vers 14 waar die koppe van hierdie monster spesifiek genoem word. En daar word geskryf: U het die koppe van die Leviathan verbrysel. Nou die 7 koppe en die 10 horings, ongeag van die beeldspraak wat in Daniël of op ander plekke in die Bybel gebruik word, moet ons versigtig wees om dit nie afsonderlik te probeer identifiseer nie. En ek hoor baie teoloë doen dit, en ek verstaan nie hoe hulle uitkom by daardie gevolgtrekkings nie, aangesien die Bybel
nie noodwendig vir ons hierdie koppe en hierdie 10 horings afsonderlik beskryf nie. Nou ek weet daar's ouens wat versies en goed bymekaar bring, maar kom ons kyk net gou na die geskiedkundige storie van hierdie monster en hoe dit moontlik vir ons wat dit moontlik kan beteken in Openbaring. Nou hierdie 7 koppe en 10 horings, ongeag van die beeldspraak wat in Daniël of op ander plekke gebruik word, soos wat ek gesê het, moet ons nie afsonderlik probeer identifiseer nie. Dit is waar dat die Leviathan of Ragab in die draak of die slang in die aangehaalde Ou Testamentiese tekste wat ek nou aangehaal het, verwys na politieke magte soos byvoorbeeld Egipte, destyds Assirië en hierdie lande wat vir Israel bedreig het. Nou, in die gedagtes van die Ou Testament skrywers, dink ek, was die nasionale entiteite egter onafskeidbaar geïdentifiseer met hierdie realiteit van hierdie sataniese afgodsdienststelsels wat moontlik deur die koppe of hierdie 7 kop monster dan nou verteenwoordig word. Nou ek wil net hier my eie gevolgtrekking net so ingooi. Ons sit hier met hierdie 7 kop monster en ek dink ons kan konsensus hê in die feit dat die 7 koppe verteenwoordig een of ander demoniese opstand teen die volk Israel. So die dier kan ons miskien dalk die dier het nie net die politieke mag verteenwoordig in die Ou Testament nie, maar eintlik die stelsel van boosheid wat uitdruklik gevind is in die politieke entiteite. So ons kyk hier na 'n demoniese boosheid wat uitdrukking vind op verskeie maniere in die Ou Testament. Nou 'n interessante waarneming wat ek gemaak het, is dat die Ou Testament praat spesifiek van hierdie 7 kop monster en net 'n interessante, ek wil dit nie aan mekaar koppel nie, ek noem dit net vir jou vir interessantheidsontwalwe. Julle sal onthou dat Israel voer op hierdie stadium 'n 7 front oorlog. Nou wonder 'n mens maar net, is daar 'n moontlike koneksie tussen hierdie beskrywing in Openbaring en dit wat tans in die wêreld gebeur? Ons weet van die konflik in die Midde-Ooste en geweldige oorloë, maar is net vir my interessant dat die 7 koppe verteenwoordig demoniese magte wat manifesteer uit politiek, uit konflik, uit oorloë, wat 'n manier ook al. En hier sien ons dat Israel nou gekonfronteer word, interessant genoeg, met oorloë uit 7 fronte uit. Nou die rede waarom hierdie punt so belangrik is dat dit ons help om te sien dat die dier self nie in sy beskrywing geïdentifiseer moet word met enige een historiese vorm van sy uitdrukking of met enige een institusionele aspek van sy verskyning nie. Ons moet dit probeer globaliseer, ons moet probeer om 'n groter konteks raak te sien. Met ander woorde, die dier kan nou verskyn as Sodom, Egipte, Rome of selfs Jerusalem en kan homself of kan homself manifesteer dan as 'n politieke mag, 'n ekonomiese mag, 'n godsdienstige mag of selfs 'n dwaalleer. Nou kom ons vergelyk dit met 1 Johannes 2 vers 18, 1 Johannes 2 vers 22 en 1 Johannes 4 vers 3. So wat ek probeer sê is dat wanneer ons kyk na hierdie dier in Openbaring, hy word gemanifesteer of hy manifesteer homself op verskeie maniere. En in Johannes se gees is die hoofvyand nie noodwendig een land of ekonomies of so nie. Dis 'n demoniese, kollektiewe, demoniese samespanning wat gepaard gaan met politieke mag, misleiding, godsdienstige afval, en ek dink daar's teologiese ondertone en meer teologiese ondertone as noodwendig politieke ondertone. Nou hierdie interpretasie sluit nie die moontlikheid uit dat daar 'n finale klimaks of kom ons praat van 'n klimaktiese verskyning van die dier in die geskiedenis sal wees in 'n persoon of in 'n politieke, godsdienstige of in 'n ekonomiese stelsel nie, of in 'n finale totalitêre
kultuur wat al hierdie dinge kombineer nie. Ek dink net dit is belangrik dat 'n mens dit so verstaan. En ek dink die punt is dat die dier nie tot of die verlede of tot die toekoms beperk kan word nie. Ons moet dit baie meer breed sien as net 'n toekomstige figuur, want ons weet uit die geskiedenis uit het hierdie politieke of hierdie demoniese inmenging op verskeie maniere gemanifesteer teen die volk Israel in die Ou Testament. Nou Johannes meld verder in hierdie gedeelte wat ons nou hier gelees het, dat hierdie dier op elke kop 'n godslasterlike naam gehad het. En ek dink hier is 'n baie prominente kenmerk want dit word herhaal in Openbaring 17 vers 3. As jy nou kyk hier na Openbaring 13 vers 5 tot 6 wat ons nou ook sal lees. So hoogmoed en godslasterlike kenmerke is ook die klein horingkie van Daniël se 4de dier, volgens Daniël 7 vers 8, 7 vers 11, 7 vers 20, 25, en die eiesinnige koning van Daniël 11 vers 36. So Johannes sinspeel op die visioen van Daniël, maar hy transformeer hierdie visioen tot 'n groot mate. En ek dink hy doen dit in ooreenstemming met die Rome hipotese, of daar's 'n Rome hipotese, en hierdie ouens het baie probeer om die godslasterlike name te identifiseer met die titels van die keiser. Byvoorbeeld keiser Augustus, sy naam beteken eerwaardig, of om aanbid te word. Julle onthou mos nou uit van ons vorige beskrywings, hy wil aanbid word. Divus beteken vergoddelik of verlosser, of dominus beteken heer. So al hierdie ou keisers het almal amper 'n demoniese, jy kan amper sê 'n tipe van 'n teologiese konnotasie wat in opstand gekom het teen God se mense. En 'n mens kan miskien dalk nou hier vra, wat was in Johannes se gedagte toe hy hierdie geskryf het? So as ek jou kan terugvat in Openbaring 2 vers 9, waar hy verwys na die lastering. En jy sal onthou as ek reg kan onthou, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie. En ons het in daardie gedeelte het ons gesien dat onder die Jode was daar ook Jode wat saam met die Romeine gewerk het om ander Jode dood te maak en te vervolg en te martel en dies meer. En miskien is dit ook 'n verwysing wat moontlik kan dui op die feit dat sommige Jode in Smyrna teen die wettige messiaanse aansprake van Jesus geprofeteer het. Hulle was in opstand teen dit, verdeel in hulle self. En hulle het dalk ook die Christene beskuldig van ontrouheid aan die Romeinse Ryk en sodoende die kant van die heidense amptenare gekies in die vervolging van hierdie Christene en natuurlik nou die messiaanse Jode. En ek dink 'n mens kon hierdie Jode ook dalk deel wees van die godslasterlike name wat ons nou hier lees of wat Johannes moontlik na verwys. Dit is moontlik. Nou in Openbaring 13 vers 6 word die lasterlike taal teen God spesifiek gerig en verder gedefinieer. Johannes sê byvoorbeeld om God te laster deur sy naam, sy heiligdom, die wat in die tempel woon of die wat in die hemel woon te laster. So hy beskryf baie duidelik wie hier die teiken van hierdie lastering is, naamlik God en sy mense, en alles wat God voorstaan word deur hierdie draak eintlik geteiken. So ek dink die draak daag of hierdie dier daag die soewereiniteit en die majesteit van God uit deur die eerste gebod te ontken, naamlik jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Julle sal onthou uit Jesegiel 20 vers 3. En hier kom hierdie dier en hy sê, man, julle moet al hierdie goed aanbid. Hy bring verwarring, hy bring afgodsdiens en hy bring 'n klomp dinge daarmee saam. So daarom dink ek dat enige persoon of 'n stelsel, of dit nou polities van aard is, of dit sosiaal van aard is, of dit ekonomies of selfs godsdienstig van aard is, enige stelsel wat
met Satan saamwerk deur homself bo God se soewereiniteit te verhef en homself daar te stel om die volgelinge van Jesus te vernietig of hulle te verlei of om volgelinge van Satan te word deur misleiding, afgoderry, lasterlike laster of geestelike oorspel. Die dier van Openbaring 13 beliggaam hierdie totale prentjie. Of dit nou polities, sosiaal, ekonomies, godsdienstig, misleiding, wat dit ook al is, ek dink die dier beliggaam die totale weerstand teen God en sy kerk. So die beskrywing wat Johannes gee van die dier uit die see uit, beskryf nie net bloot 'n menslike politieke entiteit soos in die Ou Testament Rome nie. Dit beskryf eerder 'n argetipiese taal, as ek hierdie vreeslike woord, 'n argetipiese taal wat die afgryslikheid deur hierdie Satan gesteende stelsel of 'n stelsel wat alles wat Satan voorlê ondersteun, 'n stelsel van misleiding, 'n stelsel van afgoderry, wat ter enige tyd, het sy dit nou in die ou tyd of in die toekomstige tyd, vind ons dit loop, jy kan dit amper sien dat dit uiting vind in al ons menslike stelsels van vandag ook, insluitende Rome en dies meer. So tog terselfdertyd lyk dit asof Johannes ook sê dat hierdie godslasterlike, lasterende en lasterproduserende realiteit 'n finale, intense en vir die heiliges uiters vernietigende gevolge sal hê. Dit sal 'n baie vernietigende verskynsel met ander woorde wees. Nou, as jy kyk na vers 3 hierso wat sê, dit het gelyk asof hy aan een van sy koppe dodelik gewond was, maar die dodelike wond het genees en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangeloop. Nou, die dier het 'n dodelike wond, maar hierdie wond word nou gesond. En dit lei nou, hierdie genesingsproses op hierdie draak lei nou tot, soos wat die Bybel dit hier skryf of Johannes dit sien, tot groot wêreldwye invloed. Ewe skielik aanvaar die mense hierdie draak, hulle aanbid die draak vir wat hy is, hierdie godlonaar, hierdie demoniese simboliek, kan jy maar sê. So hulle aanbid hom nou. So vers 3 is belangrik en vereis natuurlik nou 'n baie deeglike eksegese as gevolg van die wydverspreide idee dat hulle noem dit eintlik nogal 'n naam. Hulle sê dit is 'n redivisius of visus standpunt wat in hierdie gewonde kop nou ingelees word. Nou ek gaan nie probeer om dit nou te verduidelik nie, maar daar word allerhande dinge hier ingelees. Ek dink daar's 'n aantal kenmerke van Johannes se beskrywing wat eintlik net eenvoudig onverzoenbaar is met hierdie Nero redivisius en hierdie Romeinse ryk interpretasie. En ek dink 'n mens moet versigtig wees om nie die beskrywing van hierdie gewond net toe te skryf aan 'n historiese Rome en die keisers en hulle gesag nie. En ek dink ek gaan probeer om dit aan jou te verduidelik. En ek gaan vir jou 3 verskillende moontlike interpretasies gee vir dit. Die eerste is, daar moet opgemerk word dat die gewonde kop hier van vers 3 elders in Openbaring 'n wond van die hele dier is. Kyk 'n bietjie na vers 12 en vers 14. Nou 'n wond wat nou toegedien is aan 'n voormalige en verwerpte keiser is nie 'n wond per se wat nou toegedien is aan die hele ryk nie. So as die verwysing hier na Nero is dit baie moeilik om te sien hoe sy self toegediende wond die hele ryk nou kon wond, of hoe die legendariese genesing van sy keel die gesag van die dier of die draak se oorlog teen die heiliges versterk het. So daardie interpretasie van die wond maak nie hulle noem dit die Nero interpretasie of kom ons sê nou maar die Romeinse interpretasie. Dit maak nie lekker sin nie.
Die tweede moontlikheid is dat die wond tot die dood of dodelike wond moet nou baie noukeurig ondersoek word. Nou in die Grieks is die woord vir 'n wond plege, wat oral in die Openbaring as plaag vertaal word. Trouwens 'n goddelike toegediende oordeel. Dis eintlik wat die woord beteken. So as jy hier kyk na die woord wond, dan kan jy amper sê dis soos die plaag in Egipte. Dit word beskou as 'n goddelike oordeel. So kom ons sê die wond verteenwoordig dalk 'n goddelike oordeel. En jy kan dit gaan kyk na in tekste soos Openbaring 9 vers 18 vers 20, Openbaring 11 vers 6, Openbaring 15 vers 1, Openbaring 16 vers 9, Openbaring 21, Openbaring 18 vers 4, Openbaring 18 vers 8, 21 vers 9, 22 vers 18. So die wond word nou hier in hierdie teksgedeelte beskou as 'n plaag, en ons weet vanuit die geskiedenis dat 'n plaag is eintlik simbolies van 'n goddelike oordeel wat nou hier gevel word. Nou op 'n ander plek in die Nuwe Testament word hierdie woord vir wond gebruik as die woord slay of 'n geeseling. Lukas 10 vers 30, Lukas 12 vers 48, Handelinge 16 vers 23, Handelinge 16 vers 33, 2 Korintiërs 6 vers 5 en 2 Korintiërs 11 vers 23. Maar hier in Openbaring 13 vers 4 vind ons dat die dier die plaag van die swaard, Mashaira, hy die plaag van die swaard het hy, wat kwansies nou volgens sommige ouens verwys na Nero se dolk. Nou op ander plekke in Openbaring verwys die swaard of die Mashaira byvoorbeeld na verskeie dinge, het verskillende betekenisse. Ek weet dit miskien dalk 'n bietjie gekompliseerd en 'n mens het nodig om stil te staan by hierdie goed eintlik. Maar in daai gedeeltes of daar's die drie verskillende interpretasies vir swaard is nommer 1 moontlik simbolies na die goddelike oordeel van die Messias. Nommer 2 is dit dalk moontlik die swaard van die ruiter op die rooi perd. Julle onthou die storie van die rooi perd, en dit is gelyk aan goddelike oordeel. En derdens is die swaard wat dalk 'n wapen teen die heiliges van God, as 'n wapen teen die heiliges van God gebruik word. So daar's verskillende moontlike interpretasies. So ons is dus nader aan Johannes se gedagte as ons die swaard sien, nie as 'n verwysing na 'n keiser se dood nie, maar as ons die swaard sien as die simbool van God se toorn, wat in een of ander gebeurtenis 'n doodshout toedien, of toegedien het aan die gesag van hierdie draak of hierdie dier, wat egter op 'n baie misleidende wyse verbloem of herstel is. En dit sal ons moontlik ook nou sien. In die ander moontlike interpretasie vir hierdie gedeelte is die korrekte identifikasie van die dier se vyand. Wie is die vyand van hierdie dier? As ons dit verstaan, dan kan ons dit sal ons dalk in staat stel om te verstaan watter gebeurtenis Johannes in gedagte gehad het met hierdie doodshou wat hierdie swaard nou toegedien het. Nou ek dink oral in die boek is die enigste genoegsame oorwinnaar van die dier en die draak, die persoon wat die herstel of die oorwinning gebring het, is natuurlik die geslagte lam, Jesus Christus, saam met sy volgelinge, sy heiliges. Kyk maar na Openbaring 12 vers 11, Openbaring 19 vers 19 tot 21. Verder is dit die gebeurtenis van die lewe en veral die kruisiging, die kruisigingsgebeure, die opstanding en die verhoging van Jesus, die opstanding en die doodheid, wat ook dalk hierdie doodshout toegedien het aan die draak. Dit is ook natuurlik 'n moontlikheid. Nou hierdie selfde gedagte word nou hier deur ander Nuwe Testamentiese ouens weerspieël, skrywers. Jy kry dit, sien dit in Lukas 10 vers 17-24, Lukas 11 vers 14 tot 22, Johannes 12 vers 31 tot 33 en Kolossense 2 vers 15. So die wond wat die draak hier het, is toegedien op Golgotha. Daar het hy probeer om Jesus dood te maak,
maar hy het die dood oorwin en die sleutels van die doderyk by die draak afgevat. Nou hierdie selfde gedagte word nou hier op in hierdie gedeeltes wat ek nou vir jou genoem het dan nou uitgebeeld. Nou een van hierdie Bybelinterpreteerders of Bybelteoloë stel voor dat die wond so sentraal tot die eindtyd gebeure staan en dat ons dit moet verstaan as 'n beroep op Genesis. Julle sal onthou daar in Genesis staan daar dat die slang sal hom in sy hakskeen byt en jy sal jou kop vermorsel. Nou hierdie ou sê ons moet dit saam met daardie teksvers verstaan. Nou tog verskyn hierdie selfde paradoks wat in hoofstuk 12 gevind word, ook hier in hoofstuk 13, terwyl die draak in hoofstuk 12 wat ons nou al laas keer behandel het, aan die een kant verslaan en uit die hemel gewerp is, het hy aan die ander kant steeds tyd en vermoë om 'n onverbiddelike oorlog teen God se mense en God self te voer. Nou, as 'n mens kyk na hierdie dier van hoofstuk 13, is daar nou 'n dodelike hou toegedien deur die kruis van Christus en tog op een of ander manier het hy steeds op 'n manier dit reg gekry om oorlog te voer teen die heiliges en teen God soos wat ek nou genoem het. So hy lyk asof hy lewend kan wees en in volle beheer van die toneel op die laaste dae en met sy godslasteringe wat toeneem en dies meer. Nou wat die seedier nie kan bereik nie. Hierdie seedier, as onthou ek het gesê ons praat nou maar van die seedier en die landdier. Wat hierdie seedier nou nie kon bereik nie, dra hy nou oor na die landdier toe. Hy gee vir hom nou die opdrag om dit te doen. Nou ek het al vir jou in 'n vorige gesprek gesê dat miskien moet ons dalk daarna kyk dat die feit dat hy uit die see uit opgekom het of uit die land uit opgekom het, dit nie noodwendig teologies moet interpreteer nie, maar miskien dalk net sê dat Johannes wil hier sê ons het dit nie gesien kom nie. Ons het dit nie gesien kom nie. Maar nou wat die seedier nou nie kon bereik nie, nou draai dit oor aan 'n landdier. Nou al drie hierdie beelde wat in Openbaring 13 genoem word, die draak, die seedier en die landdier. Hoewel dit baie duidelik onderskeibaar is hulle nietemin almal in een plan saamgebind om dieselfde doel te bereik, naamlik die misleiding wat die wêreld uiteindelik gelei het om die draak en hierdie seedier te aanbid en natuurlik dan nou ook die vernietiging van die Christene wat nou ook hiermee saam gesien moet word. Nou dit is hierdie beskrywing wat lei tot die vierde rede waarom die identifikasie van die dier uitsluitlik met enige historiese persoonlikheid of ryk waarskynlik verdeel is. So julle sal onthou ek het gesê dat die dier moet ons nou nie interpreteer as net Rome of net 'n Ou Testament of 'n Nuwe Testament of 'n toekomstige of 'n geskiedkundige situasie nie. Ek dink ons is veilig om dit liewer as 'n totaliteit te beskou, dat die dier in sy verskeie forme en op verskeie maniere eintlik maar niks anders is as 'n manifestasie van demoniese aanslae teen Christus en sy kerk nie. En ek dink dis belangrik om dit so te sien. Nou in Johannes se beskrywing van die dier is daar talle parallelle met Jesus wat die leser nou wat ons nou eintlik moet waarsku dat Johannes poog om nie poog om 'n historiese identifikasie nie, maar eerder om 'n teologiese karakterisering hierso vas te stel. En ek dink hy noem dit so beide het die swaarde geswaai, beide het volgelinge gehad, op wie se voorhoofde hulle name geskryf was, beide het horings gehad, beide is gedood met dieselfde Griekse woord wat gebruik word om die dood te beskryf. Beide het opgestaan tot nuwe lewe en gesag en aan beide is deur hierdie verskillende owerhede mag gegee om oor elke nasie, stam, volk en taal ook die koning van die aarde te probeer heers. So die dier wat hier beskryf word in Openbaring 13 is die grootste teologiese teenstander van alles wat Christus verteenwoordig en nie net
die Romeinse Ryk of enige van sy keisers nie. Ek dink ons moet daai interpretasie bietjie van die tafel afhaal. So dis maklik om te verstaan waarom baie in die geskiedenis van die kerk die dier met 'n toekomstige persoonlike anti-kris geïdentifiseer het. Ek dink omdat hy alles wat teen God is verteenwoordig aan die einde van die dag. So dis baie aardig dat sommige van die teoloë in hulle kommentare na Openbaring verwys na Nero en die goeters, maar ek wil nie nou daarop ingaan nie. Terwille van tyd gaan ek dit nou maar oorslaan en ek dink ons kry die idee dat die draak hierso eintlik alles verteenwoordig wat teen Christus en sy kerk is. En ek dink terwyl die verwysings in Johannes literatuur beskou kan word as ondersteuning vir die siening dat die anti-kris in verskeie persone gemanifesteer kan word en in werklikheid 'n werklikheid was wat in Johannes se tyd teenwoordig was, het Paulus se beskrywing in sulke persoonlike terme ook van hierdie komende mens van wetteloosheid volgens 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4 en dis meer. So selfs Paulus se beskrywing stem saam dat hierdie dier eintlik 'n verteenwoordiging is van 'n kosmiese bose mag. En ek dink ons kan net byvoorbeeld daarby staan. So Johannes sê eintlik maar net vir ons dat die valse leraars, die anti-kris, eintlik teenwoordig was 2 Johannes 7 en Paulus het verskeie aansprake ook in waarskuwings geskryf soos wat julle kan onthou. So dit bring my by die vraag wat 'n mens eintlik moet oop hou of Johannes in die op 'n apokaliptiese wyse na 'n enkel aardsvyand van die kerk wys, het sy die verlede of toekoms, of na 'n transhistoriese werklikheid met baie menslike manifestasies. En ek dink julle sal sekerlik saam met my stem dat ek wil amper saamstem dat die draak verteenwoordig 'n kollektiewe beeld van 'n transhistoriese werklikheid met baie verskillende menslike manifestasies in die politiek, in die sosiale samelewing, in oorlog. Jy sien die hand van die bose letterlik oralste. Op hierdie manier sou die beeldspraak soortgelyk kon funksioneer met betrekking tot die beeld van die vrou. Onthou julle in hoofstuk 2 het ons gepraat van die hoer van hoofstuk 17. So as dit beteken dat Johannes die aardse historiese manifestasie van hierdie sataniese werklikheid sou ontken het, maar dan sou dit ons verhoed om die beeldspraak slegs tot die Romeinse Ryk of dan sou dit beperk gewees het, maar dit is nie op hierdie stadium so beperk nie. Ek dink dit is baie meer breedvoerig. So die doel van die draak en die dier in hulle samespanning is om afgodsaanbidding vir hulle self te bevorder en hierdie perversie word dan verder versterk deur die landdier, die middele van misleiding varieer op verskeie maniere en die hele mensdom word geraak en die dier sal almal mislei. So mense volg hom, sê die Bybel, en hulle aanbid die dier omdat hy blykbaar onoorwonne voorkom en dan word die vraag gevra, wie kan teen hom oorlog voer? En dan in hy selfde stelling is die antwoord vasgevang. Christus sal hom oorwin. So sy enigste werklike vyand blyk eintlik die heiliges en Jesus Christus te wees. Maar die dood van die heiliges bring eintlik die mislukking van die dier dan ook. So terwyl hierdie Christen gelowiges sterf, dan doen hulle dit omdat hulle identifiseer met Jesus Christus, die lam wat geslag is, deur die kruis, deur die draak beslissend te oorwin, deur hom waarlik 'n dodelike wond toe te dien. Soos wie is soos die dier? Niemand nie, maar God bring die oorwinning aan die einde van die dag. Ek gaan vinnig afsluit, ons loop nou 'n bietjie lank. Vers 5 tot 6 wil ek net lees. Die dier is toegelaat om verskillende dinge te sê en te laster, en hy teen God gelaster en dis meer, julle kan daardie gedeelte gaan lees, en ek dink
Daar's 'n tydperk gegee van 42 maande en as jy in vers 7 kyk, dan beteken die oorlog om oorlog te voer, soos elders in die eindtyd boeke, nie noodwendig om 'n militêre veldtog te voer nie, maar dit verwys eerder na 'n vyhandigheid teen die vernietigende effekte van die volk van God op watter wyse en watter middele ook al daarteen hulle gekies word. So om hulle te oorwin, verwys nie na die ondermyning van hulle geloof nie, maar na die vernietiging van hulle fisiese lewe en ek dink dit is iets wat ons nou al meer en meer gesien. Ek gaan net vinnig deur vers 8 beweeg. Ek dink vers 8 Johannes identifiseer verder met die aanbidders van die dier, almal wie se name geskryf is in die boek van die Lam en dis meer. En ek dink hierdie kontras beklemtoon verder die teologiese aard van die beskrywing van die dier. Die dier uit die land of die grond of die landdier verteenwoordig die afgodsdienstige stelsel van aanbidding wat deur die draak aangehits is om die mensdom te mislei om natuurlik die eerste gebod te verbreek, naamlik jy kan net God aanbid. So daar's hierdie oorlog van die grondlegging van die aarde af. En ek gaan hier vers 9 en 10 miskien dalk net kortlik sê dat dit is die enigste voorkoms in Openbaring van die woorde wie 'n oor het laat hom hoor, sien ons hierso. Afgesien van hulle gebruik in elk van die boodskappe aan die 7 gemeentes. So ek dink hier vestig Johannes baie spesiale aandag op die behoefte aan gehoorsaamheid en vermaaning. Hy sê met ander woorde in hierdie tyd sal ons dit baie nodig hê om gehoorsaam wees en aan God getrou te wees. So afgesien van die moeilike deel in hierdie gedeelte van Openbaring, dink ek tog die dag van vervolging is baie naby en ek dink Christene gaan aan die einde van die dag, soos wat die Bybel vir ons duidelik sê, vervolg word. Daar sal ballingskap wees, daar sal baie konflik wees en ons moet gereed wees om daarmee te deel. So ek sluit dit nou maar baie vinnig af. Julle baie dankie dat julle bygewoon het. Ek weet dit was nou 'n baie lang en uitputtende sessie, maar ek glo en vertrou dat hierdie vir julle net so interessant was soos wat dit ook vir my was. Mag die Here vir julle ryklik seën ook en mag hierdie gedeelte vir julle ook verryk in die naam van Jesus. God bless you, tot volgende keer, totsiens.